soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader om by te wees, om by te wees. As ek saans oor U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U wees, ek wil naby U wees. Want U liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ons U vir altyd prys, ons hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ons lewe, vir wie ons lewe. Goeiemôre en welkom by ons Sondag stil word afspraak. 'n Baie spesiale tyd waar ek en jy kan stil word en ons harte sommer net tot die Here kan rig. Ons gesigte draai na Hom. En daardeur wil ek jou vanoggend ook weer opnuut kom inspireer en bemoedig dat hierdie tyd saam, wat ons saam spandeer, ook jou persoonlike tyd sal wees, soos jou tyd in jou binnekamer, wat van kardinale belang is in jou my alledaagse lewe. Ek wil vandag vir jou kom onontbonde kom sê dat sonder die Here se woord en sy teenwoordigheid in jou my lewe, sal ons almal stadig wegkwyn in ons geestelike sensitiwiteit en verhouding met die Here. Nou vandag se skrif wat ek met jou wil deel is 'n baie spesiale skrif wat my hart aangegryp het en ek wil dit vandag vir jou kom gee as 'n bemoediging. Jesus self het dit vir ons gegee en dis 'n skrif wat handel oor hierdie einste onderwerp. Ons tema van vandag is bly naby aan God. Nou die skrif wat ek vir jou wil aanhaal kom uit Jakobus 4 vers 8 uit. Daar sê Jakobus vir jou en vir my dat ons moet nader tot God en hy sal hom tot ons nader. En dit is so 'n kragtige boodskap wat so tydig is vir jou en vir my in ons alledaagse lewe. Ek dink dat een van die grootste tragedies van ons tyd is, nie dat mense noodwendig besig is nie, want hulle is. Oralster om ons sien ons mense wat besig is. Maar, dis nie die krisis nie. Die krisis is dat mense besig is sonder God in hulle lewe, elke dag. Ons vul ons dae met werk en verantwoordelikhede, met spanning, met druk en met bekommernisse. Maar ons harte raak so weinig en so skaars stil. En so dryf ons ver van die Here af. Nou God se uitnodiging vandag, Jesus se uitnodiging vandag is eenvoudig vir jou en vir my. Sy uitnodiging deur Jakobus is: nader tot God en hy sal tot jou nader. Let op dat Jakobus nie sê gaan woon eers 'n Bybelstudie by nie, of gaan eers 'n paar keer kerk toe nie, of los eers 'n paar sondes nie. Nee, al wat hy vandag sê is, kom nader. Nader tot God. Gee die eerste tree. Nader tot God. Wanneer die verlore seun terugkeer vanuit die varkhok uit, na sy vader se huis, het sy vader nie gewag dat hy homself eers moet skoonmaak of regmaak of
eers sy skuld moet bely nie. Nee. Hoewel dit daarna gevolg het die verlore seun net in sy pa se arms ingehardloop, wat oopgesprei was, met 'n welkome openheid om hom te ontvang. Sy pa het hom tegemoet gehardloop, en om die waarheid is dit die enigste keer in die Bybel wat ek God sien hardloop. Hardloop om hom om hom te omhels en hom te herstel. Dit is ons hemelse Vader. Wanneer jy een tree na hom toe gee, ontvang hy jou met oop arms. Arms van liefde en ontferming. Maar hoe nader ek en jy tot God? Ek dink dit is die belangrike ding wat ons vir mekaar wil sê vandag op hierdie Sondag. Dit is dalk die vraag in jou hart vandag. As jy ergens verlore en alleen voel, sonder die gevoel van Jesus se nabyheid in jou lewe, sonder die wete dat hy daar is, hoe nader ons tot Jesus? Wat sê die Bybel as ons nou hierdie vraag vra? Wat is die Bybelse antwoord hierop? Matteus 6 vers 6 sê, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur toe en bid tot jou Vader, wat in die verborgene is. En jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Wat sê hierdie teks vir jou en vir my? Gaan na jou binnekamer toe. Soek die Here met jou hele hart. Jeremia 29 vers 12 en 13 sê presies dit in die 53 vertaling. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Hoor jy? Ek sal regtig na jou luister, na jou hart luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Is dit nie kosbaar nie? Matteus 7 vers 7 sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. En hierdie teks praat juis nie net oor materiële aardse dinge nie, maar dit praat juis ook van sy teenwoordigheid, sy liefde en sy ontferming, wanneer ek en jy die eerste tree gee om hom te soek en tot hom te nader. Daarom moet jou reis begin, jou terugkeer as die verlore seun of dogter, moet begin met 'n intense behoefte om terug te keer na jou Vader toe, soos die verlore seun daar in die varkhok 'n behoefte gehad het om net terug te gaan, sy teenwoordigheid te vind en weer herstel te word in sy kosbare verhouding met sy Vader. Gaan na jou binnekamer toe, na jou spesiale plekkie en praat met die Here, soos 'n kind met sy Vader sou praat. Die tweede ding wat ek dink belangrik is dat ek en jy moet gaan na sy woord toe. En dan die Heilige Gees vra om vir jou en vir my skrifte te gee en oop te breek, wat jy kan oordink, en vra hom om ook jou elke dag te lei om sy soet en innige teenwoordigheid te vind in die bladsye van sy woord. Laat toe dat die Bybel, dat die woord jou daagliks voed, deurdat jy afhanklik 'n afspraak sal maak om daagliks, soos wat 'n mens kos eet, die woord ook te eet en dit in te kry in jou geestelike lewe, in jou geestelike hart. 1 Petrus 2 vers 2 en 3 sê hierdie belangrike ding. Hy sê, verlang sterk, soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het,
dat die Here goede dieren is. Is dit nie so mooi en so waar nie? Die volgende een wat ek wil noem in ons reistog terug na die Vader toe, en ons soeke om weer sy teenwoordigheid te vind, is so belangrik, die volgende ene. So soek ons hom ook elke dag. Dis ook 'n manier waarop ons sy teenwoordigheid soek, deur gehoorsaam te wees. Deur gehoorsaamheid wys jy jou liefde vir hom, deur sy wil nie net te hoor nie, maar ook te gaan doen. Dis die laaste een, maar verseker nie die minste nie. Kom ons soek hom deur aanbidding. Aanbidding is om in gehoorsaamheid ook te lewe. Dit bestaan nie net uit 'n liedjie uit, of deur woorde wat jy vir hom wil repeteer nie. Aanbidding is ook om gehoorsaam te wees aan hom, hom te eer en gehoorsaam te wees aan hom met ons lewens. Sê elke dag dankie vir sy voorsiening op die pad van klein treetjies vorentoe, op pad na herstel in jou verhouding met die Here. Bely jou sondes en draai elke dag weg daarvan. Draai jou rug op dit, 180 grade, metanoia, soos die Bybel sê. Draai jou rug op sonde. Dit is deel van jou aanbidding, om jou knie te buig en te sê, jammer Here, ek het verkeerd gemaak. Hoe nader jy aan God lewe, hoe minder ruimte is daar vir vrees, twyfel en ook vir sonde in jou lewe. Sy teenwoordigheid bring 'n vrede wat alle verstand en denke te bowe gaan. Daar waar daar een storms was, bring sy teenwoordigheid vrede. Sy teenwoordigheid bring hoop waar daar wanhoop is. En dit bring lig waar daar duisternis is. Miskien voel jy vandag ver van God af, soos die verlore seun daar in die varkhok. Onthou, God het nie wegbeweeg van jou af nie. Hy wag vir jou net nog steeds om terug te kom. Daar waar jy ontspoor het, daar waar jy die pad byster geraak het. Sy genade is groter as jou mislukkings. En sy liefde is dieper as jou pyn en jou teleurstelling. Gee jy net vandag die eerste tree en vandaar elke dag klein treetjies nader aan hom. Vandag nooi die Here jou uit. Kom terug my kind. Kom nader. Bly hier. Vertoef hier in my teenwoordigheid. Moenie toelaat dat enigiets tussen jou en God staan nie. Geen sonde, geen teleurstelling, geen vrees is te groot vir sy genade, sy vergifnis en sy ontferming nie. As jy naby God leef, sal jy die krag vind om elke dag sy uitdaging te oorwin. Kom ek en jy bid vandag hierdie gebed saam. Here Jesus, dankie dat U my vandag weer nader roep. Vergewe my waar ek van U al weggedwaal het. En trek my nader deur U Heilige Gees aan U self. Gee my 'n honger deur U Gees vir U woord, 'n passie vir gebed en kommunikasie en praat met U soos 'n kind met sy vader elke dag, en 'n hart wat aan U gehoorsaam wil wees. Help my om elke dag in U teenwoordigheid te leef. In Jesus se kosbare naam. Amen. Laat my woon in die huis van die Heere God, almagtig
my vertoef in die paleis waar die heilige woord. Liewer een dag by Jesus as 1000 sonder U. Want by U vind ek my rus en 'n ewige by U vind ek my rus en 'n ewige huis.